Een van die amazing goed van ons God is dat al loop jy weg, kom loop hy saam met jou. Hy sê ek los jou nooit nie. As jy gesê het, Here, ek sweer dit, ek gaan maar terug na die ou goed toe, dan sê hy vir jou, dink jy gaan alleen? Ek gaan saam met jou. Ek sien Jesus los jou nooit. Na die kruisiging toe terug te gaan waar ons Vrydag was. Op hierdie oomblik Jesus sterf van die kruis, hy skree uit, dit is volbring, en hy blaas sy laaste asem uit en die gordyn skeur. En dit sê daardie oomblik het die aarde begin bewe en die son was uitgeduister, dit was 'n jy weet, soos 'n eklips gewees en die aarde het donker geword. En ek wil hê jy moet saam met my dink aan die disippels in daai oomblik. En ek praat nie net van die 11 nie. Onthou op hierdie stadium is Judas nie meer een van hulle nie, hy het al reeds vir Jesus verraai. Die 11 disippels, Jesus se ma, Maria Magdalena, Martha, asook die ander mense, julle weet dat daar was meer as net 12 disippels gewees, daar was klomp mense wat Jesus gevolg het, klomp mense wat geglo het, dat hierdie Jesus is die antwoord. En ons het die voorreg om hierdie kant van die opstanding te staan. Maar Saterdag is altyd vir my die interessantste dag van Paasnaweek. Want Saterdag is die dag wat dit voel of God misluk het. As jy nie weet die graf is leeg nie, dis hoe hulle gevoel het daai Saterdag. Hulle kyk en die een wat alles sou verander het, hy hang in 'n kruis en hy's dood. Saterdag haal hulle hom daai Vrydag haal hulle hom van die kruis af en hulle vat hom na 'n graf toe, 'n geleende graf, maar hulle besef nie dis 'n geleende graf nie. Maar hulle vat hom na 'n graf toe en die graf word toegerol en wagte staan voor hierdie graf. En ek wil hê jy moet vir 'n oomblik saam met my dink oor die emosies, die goed wat binne in die disippels se harte, die volgelinge van Jesus, wat hulle gevoel het. En ek dink daar was 'n paar emosies wat daai dag aan hulle wakker gemaak was. Kan ek jou vra om in jou eie lewe vir 'n oomblik saam met my te dink oor toe jy die teleurgesteldste ooit was? Jy het gedink iets gaan so wees en toe speel dit heeltemal anders uit as wat jy gedink het. Dalk is dit 'n verhouding gewees. Jy was in die verhouding gewees en jy het gesien dat julle saam gaan oud word en kleinkinders gaan saam groot maak en oupa en ouma op die stoep sit en nou is daai verhouding verby. Of dalk is of van julle wat drome gehad het om eendag jou kind sy troue by te woon en nou is jou kind nie meer hier nie. Ek praat van daai tipe teleurstelling. Ek onthou vir my was daai oomblik die oomblik gewees toe ons in so 3 jaar terug in 'n hospitaalkamer sit en die dokter kom na ons toe en sê vir ons, of die radioloog intendeel kom na ons en sê, ekskuus, die dokter sal nou by julle wees, en toe het ek geweet. En die sonaar gaan, maar ons geen lewe nie. Ek onthou daai gevoel. Ek voel jou vra om terug te gaan in jou eie lewe na daai oomblik toe. Want soos wat jy gevoel het in daardie oomblik, dit is hoe die disippels gevoel het nadat hulle Jesus doodgemaak het. Nadat Jesus aan daai kruis gehang het, sy laaste asem uitgeblaas het, hy afgehaal is van daai kruis af, in die graf ingeneem is, dit is hoe die disippels gevoel het, teleurgesteld. Maar saam met dit het hulle vrees gehad. Het nodig om te verstaan dat as hulle dit aan ons leier kon gedoen het, wat gaan hulle aan ons doen? En so die disippels, almal wat saam met Jesus geloop het, almal wat geken is dat hulle saam met hom beweeg het, hulle het die vrees in hulle gehad van ek gaan vervolg word.
Of dalk eerder is dit nie so seer waaroor hulle bang was nie. Dalk was hulle bang dat dinge gaan weer teruggaan soos wat dit was voor hom. Ek dink dit het hulle baie bang gemaak. Jy het om te verstaan, toe Jesus opdaag, toe verander alles. Toe Jesus op hierdie aarde begin beweeg en loop, ewe skielik is daar hoop. Mense sê dat dinge kan werklik verander. Mense glo dat miskien kan ek gered word. Miskien kan die tafel tussen my en God verwyder word. Miskien is dit volbring. Maar nou is hy dood. En ek het soveel hoop gehad en nou moet ek teruggaan. Dalk was jy op so 'n oomblik in jou lewe gewees. En weer eens sê ek, hierdie is wat Vrydag aand, Saterdag deur die dag en selfs Sondag was daar mense wat geloop het met hierdie emosies van teleurstelling, vrees of dalk selfs woede. Jy sê, van die derde emosie wat ek dink baie van hierdie disippels, volgelinge van Jesus in hulle gehad het, was woede. Dalk woede teenoor die Romeine en die Joodse leiers, die Fariseërs en die Sadduseërs wat Jesus vermoor het. Maar dalk was daar van hierdie mense wat alles neergelê het om Jesus te volg, wat kwaad was vir Jesus. Jy sê, want dikwels, inteendeel altyd, nie dikwels nie, nooi Jesus ons uit na 'n lewe toe wat alles kos. Dink saam met my terug aan die evangelies, in die oomblikke wat Jesus op aarde geloop het, wat hy gesê het, is hy het gesê, gaan verkoop alles en kom volg my. Hy sê vir die ryk jong man, hy sê, gaan verkoop alles en volg my. Ons weet van een oomblik waar hy dit vir iemand gesê het, maar dalk was daar ander oomblikke gewees waar hy vir mense gesê het, ek weet jy het 'n familiebesigheid en ek weet jy het klomp goeders, gee dit op en kom volg my. Daar moes mense gewees het wat dit gedoen het. Hy sê, ek gee alles prys om Jesus te volg. Maar nou is Jesus dood. Ek is teleurgesteld. Ek is kwaad vir hom. Hy het dan vir my gesê om dit te doen. Nou wat nou? En as ons vandag 100% eerlik hier met mekaar kan wees, was daar oomblikke wat jy dalk so gevoel het teenoor God. En dalk is kwaad 'n harde woord om te gebruik, maar jy voel, Here, jy het dan gesê. Jy het dan gesê, doen dit en ek het dit gedoen en nou voel dit vir my, waar is u nou? En as ons vandag met mekaar eerlik kan wees, dit is dikwels die moeilike ding van die kruisiging, is ons weet Jesus het vir ons gesterf en ons weet hy gaan opstaan, maar partykeer beleef ons onsself op Saterdag. Tussen waar Jesus gesê het wat hy gaan doen en dit doen, en dis 'n moeilike ding, dit is van dit wat ek sien en dit wat ek beleef, is die teenoorgestelde van dit wat hy beloof het. Kan ek ons sien, was enigiemand al ooit daar gewees? Kan ons volgens eerlik met mekaar wees? Hier's 'n paar eerlike Christene vanmôre. Ek was al daar gewees 'n paar keer in my lewe. Sê, Here, u het dan beloof. Maar dit wat ek sien is nie dit wat u beloof het nie. Nou kan ons vir mekaar dadelik sê dat God is 'n waarmaker van sy woord. En die leeggraf is 'n getuienis daarvan. En ek wil jou vat na 'n gedeelte toe waar dit wat ek nou net vir jou verduidelik het, 2 disippels besig om te loop iewers heen. En dit is in Lukas 24. En hierdie 2 disippels is besig om iewers heen te loop en ek wil net na hulle storie kyk en ek wil nou vir jou sê hulle storie lei na 'n tafel toe. En met gesprekke om hierdie tafel en ek wil met jou vir 'n oomblik praat oor daai gesprek wat hulle om die tafel het. Maar kom ons kyk na die opbou na hierdie tafel toe. So dit gaan agter my op die skerm wees, maar as jy jou Bybel het, maak asseblief saam met my oop Lukas 24. En ek gaan vir jou lees in Lukas 24 in die Nuwe Lewende Vertaling vanaf vers 13. En dit sê die volgende: En kyk, op dieselfde dag, nou net gou, kom ons stop net vir 'n oomblik daar. Vroeër in Lukas 24 sien ons dat die vrouens het graf toe gegaan om Jesus se liggaam te gaan behandel. En toe hulle by die graf kom, toe is hy nie meer daar nie. So hierdie praat van die Sondag, die opstandingssondag. En so dit sê, vroeër, kyk op dieselfde dag, dis in die dag wat Jesus opgestaan het, was 2 uit hulle geleedere, met ander woorde 2 disippels, 2 mense wat in die binnekring van Jesus was. Hierdie was nie van die oorspronklike 11 nie, maar hierdie was een van hulle wat naby aan Jesus geleef het. Daar was 2 uit hulle geleedere op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus. 11 kilometer, en nou belangrik, vanaf Jerusalem.
Nou, daar's sekere goed wat ons partykeer lees in die Bybel en ons besef nie dat die rede hoekom dokter Lukas besig is om vir ons hierdie te kommunikeer nie. As jy nie geweet het nie, Lukas was 'n dokter gewees en hy was aangestel deur iemand om die storie van Jesus neer te skryf wat in daai tyd gebeur het en dis hoe ons die evangelie van Lukas gekry het en dokter Lukas het niks toevallig daar gesit nie. Dit is alles intentioneel. En so wat hy aan ons hier kommunikeer is, hy sê hierdie twee mense wat naby aan Jesus geleef het, wat sy volgelinge was, is besig om weg van Jerusalem af te loop, 11 kilometer ver inteendeel, na 'n dorpie met die naam Emmaus. Hulle is besig om weg te loop. Nou hier's my eerste punt vanmôre. Jesus, terwyl hy op aarde beweeg het vir sy disippels gesê, julle moet wag, want ek gaan opstaan. Hy sê die seun van die mens gaan sterf en 3 dae later gaan hy lewe. Nou kyk, hulle het nie verstaan waarvan hy praat nie. Hulle het nie, die Engels het 'n mooi woord, hulle het nie 'n file daarvoor gehad nie. Jesus sê vir hulle, hy gaan doodgaan en 3 dae weer lewe, en dan is hulle van, is dit simboliek vir wat? Hulle verstaan nie, hy is letterlik besig om vir hulle te sê, wag, 3 dae nadat ek dood gegaan het, gaan ek opstaan. En so hierdie disippels moes dit gehoor het, hulle moes geweet het, daar's 'n belofte. Jesus het gesê, hierdie is nie die einde nie. En so waar moes hulle gewag het? Waar sou die wonderwerk gebeur? In Jerusalem. Maar waartoe is hierdie twee disippels op pad? Die teenoorgestelde van Jerusalem. En ons het dalk baie meer met hierdie twee disippels in gemeen as wat ons besef. Want hoeveel keer in ons lewe, dan kom God en dan maak hy vir jou 'n belofte. En hy sê vir jou, hy gaan saam met jou deur iets gaan. Maar jy's nou in die middel van daai ding en dit voel vir jou alwaartoe hierdie ding gaan is die dood. Alwaartoe hierdie ding lei is die afgrond. Daar's geen manier dat hierdie ding goed kan uitwerk nie. En so Jesus het my gedrop en so wat doen ek? Ek loop weg van die belofte af. Ek het soveel keer in my eie lewe myself al gevind, as God nie gou genoeg antwoord nie, of dinge gebeur nie soos wat ek wil hê dit moet gebeur nie, dan draai ek my rug dikwels op die belofte, en ek loop terug na my ou lewe toe. Ons 'n ander disipel wat dieselfde gedoen het, en sy naam is Petrus. En ons gaan nie volgens so seer oor hom praat nie, maar Petrus, ons lees in die woord, dat Petrus, nadat Jesus gesterf het, weet julle wat het Petrus gedoen? Hy het weer gaan visvang. Wat het Petrus gedoen voor Jesus hom geroep het? Hy was 'n visserman. Baie van die teoloë glo dat Petrus het nou maar aanvaar omdat Jesus gesterf het. Ek gaan maar terug na my ou lewe toe, want dis wat ek het. Hy loop weg van die belofte af terug in sy ou lewe in. En vanoggend beleef ek hoe die Here vir my sê dat wat ek moet kommunikeer, hier's van julle wat hier sit, dat God het 'n belofte gemaak en dit lyk of dit nie gaan dit gaan nie lewendig word nie. Dis dood, dis finaal. Dis soos 'n kruisiging. En wat hy vir jou sê is, hy sê, jy teruggedraai na jou ou lewe toe. Of kan ons 'n bietjie diep raak volgende, jy teruggedraai na die ou verslawings toe. Jy teruggedraai na die ou verhoudings toe. Want dit laat jou vir 'n oomblik iets voel, maar jy weet, elke keer as jy iets voel, dan voel jy leer na dit. Jy teruggedraai weer na mense se goedkeuring toe, want dit voel of hy jou alleen gelos het, en soos hierdie disippels, loop jy weg van die belofte af. Kom ons kyk wat gebeur verder. Dit sê vers 14, hulle was druk in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Ja, ek het so gehoop, hierdie keer gaan dit anders wees. Ek is so bang, wat as die Romeine ons ook gaan begin vervolg? Wat as hulle ons ook gaan begin kruisig? Dink nie oor wat hulle oor gepraat het. Ek kan sien hoe hulle skouers hang, en hulle loop stadig. Ek wil hê jy moet hierdie prentjie insien. Ek wil hê jy moet, ek weet, Vrydag het ons hierdie mooi tafel gehad wat omgegooi is, maar vanoggend wil ek hê jy moet die prentjie in jou gedagtes skets van hierdie twee disippels van Jesus wat besig is om te loop. En hulle gemoed is swaar, hulle is teleurgesteld, hulle het heel moontlik woede in hulle hart, hulle het vra, hulle het vrees. Hulle praat met mekaar en hulle is op pad weg van die belofte af. En dan sê vers 15. En vers 15 is een van daai verse wat my soveel hoop gee. Terwyl hulle nog so loop en gesels en dinge probeer ontrafel, hulle probeer dit uitfigure op hulle manier, het Jesus, die wat hulle dink is dood, self nader gekom en saam met hulle verder geloop. Hulle oë is egter verhinder om hom te herken. Hoor gou mooi, familie. Hulle loop weg van die belofte af.
En wie ontmoet hulle terwyl hulle besig is om weg te loop? Jesus. Hier's van julle wat vandag hier sit, dat jy het 'n ruk terug weggeloop van God se beloftes vir jou af, want jy het gedink, dis te laat, en vanoggend sit jy hier en jy dink, hy's nou kwaad vir my, want ek het weggeloop. Kan ek vir jou hier sê, een van die amazing goed van ons God, is dat al loop jy weg, kom loop hy saam met jou, hy sê, ek los jou nooit nie. Is enigiemand vanoggend dankbaar, al loop ek weg, hy kom haal my. Hy los die 99 vir die een. Hy loop saam met hulle. So as jy vanoggend weggeloop het, as jy opgegee het op die belofte, as jy gesê het, Here, ek sweer dit, ek gaan maar terug na die ou goed toe, dan sê hy vir jou, o, dink jy gaan alleen? Ek gaan saam met jou. Ek sien, Jesus los jou nooit. Mag hierdie skrif vanmôre, al hoor jy niks verder vanmôre nie, vir jou hoop gee, dat al is daar oomblikke in jou lewe wat jy gesê het, ek gee op, ek gaan terug, dat Jesus sê, ek gee ook nie op jou op nie. Ek het kruis toe gegaan vir jou. Ek gaan saam met jou loop. Kom ons kyk, Jesus loop hier saam met hulle in. Hy sê vir hulle, oor watter sake loop julle so ernstig en redeneer? Jesus het 'n sin vir humor, julle ek is vas wat hy gaan van. Hy sê van, hoekom is julle so, wat gaan aan? Hy sê, jy weet, en hy's nie, ek beleef nie Jesus hier as morbied, en ek meen, hy weet die graf is leeg. Inteendeel, ek wil vanoggend so ver gaan as om te sê, ek dink aan vanoggend. En ek dink by myself, as gevolg van vandag en wat ons vandag vier, is Christene veronderstel om die gelukkigste mense op aarde te wees. Want ons dien 'n God wat lewe, hy's nie dood nie. Hy kom iewers terug om ons te kom haal, ons moet uitsien, Maranatha beteken hy kom weer. Dit moet ons excited maak. Maar weet julle wat's hartseer, ons loop baie keer soos hierdie twee disippels. Ja. En ons murmureer soos die Israeliete in die woestyn. En ons vergeet die belofte. En hulle loop. En Jesus sê vir hulle, so, wat gaan aan? Hoekom is julle so? En ek love hulle reaksie, hulle sê, vers 18, hierdie ou se naam is Kleopas, ons noem hom sommer Cleo. Hy sê, een van hulle, wat Kleopas genoem word, antwoord Jesus toe, u is seker, die enigste buitelander in Jerusalem. Hoor gou, 'n buitelander, hulle herken hom nie. Dis soos, wie is hierdie ou? Hoe weet hy nie wat gebeur het nie? Ek love dit. Julle, daar's humor in die Bybel, partykeer moet ons net meer lag, okay? Sê, jy is seker die enigste wat die kennis dra van al die dinge wat gedurende hierdie dae in die stad gebeur het nie. En Jesus reageer en vra hulle, watter dinge? Hy wil hulle toets. En wat nou sal gebeur is, Kleopas gaan verder aan en hy verduidelik vir ons dit wat gebeur het. En kom ons kyk vir 'n oomblik uit hulle perspektief. En ek wil hê jy moet sien uit hulle perspektief uit. Ons is hierdie kant van die graf. Ons sien hierdie kant, die graf is leeg. Hoekom Jesus gekruisig is? Hulle het met oogklappe geleef, hulle het so geleef, hulle het net die tydelike gesien. Hoor hoe beskryf hulle wat Vrydag gebeur het. Hulle antwoord hom. Die dinge wat gaan oor Jesus van Nasaret. Hy was 'n profeet. Hulle mis wie hy werklik was. Kragtig in woord en daad voor God en die hele volk. Nou kan ons vir hom kan stop. As jy Jesus sien as net 'n profeet en iemand wat kragtig is en hom nie sien as God nie, gaan jy altyd mis wat hy werklik kom om te doen. Dis wat hulle mis. Hulle mis dat hy was nie net 'n profeet, hy was nie net iemand wat wonders en tekens gedoen het voor almal nie. Hy was God, so dit beteken hy het selfs krag oor die dood. Hulle perspektief is dat hy's klein. En ons van julle wat vandag hier sit, wat nodig het om 'n perspektief te skuif van God is net so, en dan God is ongelooflik groot. Maar hoor verder gaan hy sê, maar die priesterhoofde en ons volksleiers het hom uitgelewer om tot die dood veroordeel en gekruisig te word. En hoor hierso, ons het bly hoop. Sien hulle het hoop verloor. Ons het bly hoop dat dit hy is wat Israel gaan verlos. Weereens is hulle perspektief net op die tydelike. Hulle sien net Israel. Maar kan ons net vir mekaar sê hoe dankbaar ons is dat Jesus nie net gekom het vir Israel nie, hy het gekom vir elkeen van ons. Hy het gekom vir die mensdom. Maar weer eens, hulle perspektief is so klein, en jy gaan in 'n oomblik sien hoe Jesus kom, en net hulle kom wys, hulle perspektief heeltemal kom verander, het sê, maar dit is ook al vandag die 3de dag, van dat al hierdie dinge gebeur het. En dan sê hulle so, sommige vroue, vers 22, uit ons geleedere, het ons nog boonop heeltemal verwar. Sien, mense het goed gesê, en het ons die mekaar gemaak. Hulle was vanoggend baie vroeg by die graf, maar kon nie sy liggaam daar kry nie. Hulle het kom berig dat hulle 'n visioen van engele gesien het, wat gesê het dat hy lewe. Sommige van ons het na die graf toe gegaan en het net so aangetref soos die vroue vertel het, maar
vir hom het hulle nie gesien nie. En so wat ek hier sien, is hulle kommunikeer aan Jesus. Ons het die groot goed gehoor. Ons het gehoor oor die leë graf. En ons het hoop gehad. Maar al wat ons sien is 'n leë graf. Ons sien nie die opgestane Christus nie. Ons hoor net stories. En dalk is dit vandag jy. En verlang in die kerk was dit my storie gewees. Ek het gehoor hoe God groot goed vir ander doen. Maar dan dink ek aan myself en dink ek, ja, ek kan dit nie vir my doen nie. Ek is te ver weg, ek het te droog gemaak, ek kom uit die verkeerde huis uit. Ek het nie genoeg geld nie. Jy kan dit inkleer soos jy wil. Maar vir so lank het ek gedink dit is vir ander. Hierdie goeie nuus dat Jesus het gesterf vir mense se sonde is vir mense se sonde, dis nie vir my sonde nie. Want as my sonde, as jy maar net geweet het wat my sonde is. En so dis vir ander. Jy sien en hulle hoor hierdie stories oor die vroue wat vertel en daar was van ons wat by die graf was, maar en hulle gaan terug en hulle perspektief is, want dis hulle opinie. En jy sukkel om te glo, want jy dink heeltyd God werk vir ander. Dit sê so, vers, hoor hier so 25, toe sê Jesus vir hulle, hoe sonder begrip en traag van hart is julle om alles wat die profete gesê het te glo. Imagine jy ontmoet nou net iemand op die pad en julle kom stap saam en hy is soos, hey, wat het gebeur? En julle vertel vir hom hierdie hele ongelooflike storie van die ou wat julle gedink het gaan ons red is dood. En hy het die vermetelheid om vir jou te sê, hey man, want dis wat hy vir hulle gesê het, in plain Afrikaans. Het julle nie gelees wat die profete gesê het nie? Nou ek wil julle sê wat Jesus hier doen. Jesus is nie hier besig om met hulle te raas nie. Hy's ferm en hy's streng. Maar hy's nie besig om vir hulle te sê, hoe kan julle so? Hy sê vir julle, jy het nodig om perspektief te kry. Nou heel week kou ek aan hierdie gedeelte en dink, hoe gaan ek dit die beste vir julle verduidelik? En ek hou er altyd daarvan om 'n voorbeeld uit ons lewens uit te vat om vir julle te verduidelik in hierdie oomblik. Gisterand gebeur hier in die oomblik in ons huis. So ons het die voorreg gehad om so 2 weke terug in 'n nuwe huis in te trek en in hierdie nuwe huis natuurlik, as jy ooit klein kinders het, alles maak nou 'n nuwe geluid. Weet julle waarvan ek praat? En in hierdie huis is langs ons huis 'n boom wat sulke vruggies op het wat jy nie kan eet nie. En my vrou sê net dat vir ons gaan daai boom afsny, ons gaan daai boom afsny. En wat sy bedoel is jy gaan daai boom afsny, jy gaan daai boom afsny. En so hierdie vrugte, hierdie boom hang oor 'n sinkdak. En as gevolg van die seisoen van die jaar, so nou en dan waai die wind en jy weet, ons is op pad na die seisoen toe waar die blare afval. En dan val hierdie vrugte op daai dak en dit is net soos 'n random doem. En het jy al 'n sinkdak gehoor as iets op 'n sinkdak val? En nou my oudste Gideon, hy's nou daar by die kinderkerk, hy's nou 8 jaar oud, op pad 8 jaar oud toe. En hy lê in sy kamer en nou natuurlik is dit 'n nuwe huis, nuwe kamer. Die eerste paar aande het hy saam met my skoonouers in hulle kamer geslaap, het hy een aand in ons kamer geslaap en die laaste 2 aande slaap hy in sy eie kamer. Eerste aand het amazing gegaan. Ons het al moeg genoeg gespeel dat hy nie ge-worry is oor die klanke nie. Maar gisterand was hy toe nog nie so moeg nie. Hy lê daar in sy bed en 1 uur vanmôre julle. Popo. En ek was bietjie kwaai met hom vanoggend geweest en Jeannie sê vir my, man, die kind moet nog aanpas. Maar wat die gesprek wat ek vanoggend met my kind gehad het, is my kind, dit wat jy voor bang is, hoef jy nie voor bang te wees nie. Jou pa is hier. Ek het jou nie verlaat nie, ek en mamma is nie ver weg nie, ek weet dit is donker, maar net omdat dit donker op hierdie oomblik is, beteken nie dat ons is nie hier nie, en dit beteken nie dat Jesus is nie meer hier nie, en my kind, jy hoef nie bang te wees nie, en ek probeer my kind se perspektief skuif deur te sê, jy's veilig hier, ek weet dit is 'n nuwe omgewing, en jy's in onsekerheid, maar jy is veilig hier. En die gesprek wat Jesus in hierdie oomblik met hierdie disippels het, is presies dit. Ek weet julle is in die onbekende, ek weet hier's 'n klomp vrees, maar weet julle wat? Jesus het gesê hierdie gaan gebeur. Hy probeer hulle perspektief gee, soos 'n pa sy kind wat bang is, of 'n mamma haar kind wat bang is, probeer perspektief gee in 'n oomblik en sê, jy hoef nie bang te wees nie. Dis presies wat hy hier doen. Hy sê, hierna het Jesus begin om vanaf Moses en al die profete, al die skrifgedeeltes wat oor hom handel, vir hulle te interpreteer. Ek dink dit moes 'n ongelooflike 11 kilometer gewees het. Imagine Jesus self kom en verduidelik die hele Ou Testament vir jou. Jy sien, Jesus kom wys weer eens vir ons hier. Die hele Ou Testament se doel is om na hom toe te wys. As jy wil weet, hoekom het ons die Ou Testament in ons Bybel? Dit is om te wys. Jesus kom.
Dis om vir ons te wys hoekom ons hom nodig het. Dis om vir ons te wys hoekom het hy aarde toe gekom. Die hele Ou Testament sê, daar kom een en hy gaan alles kom verander en Jesus verduidelik dit vir hulle. Hy gee vir hulle 'n Bybelskool oor 11 km. Nou ek weet nie hoe lank hulle moes geloop het nie, maar vir Jesus om al daai te sê, het hulle redelik stadig geloop. Kan ons dit vir mekaar sê? En hulle loop. En dan sê dit vers 28. En hierdie was vir my fascinerende skrif. Dit sê, toe hulle nader kom aan die dorpie waarin hulle op pad was, het Jesus voorgegee dat hy verder wil reis. Hoekom sal Jesus voorgee? Jesus stap saam met hulle, hy verduidelik vir hulle alles. En hy kom op 'n plek wat hy sê, okay, julle, lekker, né? Sien julle later. En hy begin loop en hy sê, wow, kyk nou wat, maar hoekom sal Jesus maak of hy verder loop? Jy sien, ek gaan lees op hier oor en die slim teoloog sê, want soos Openbaring 3 vers 20 sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. Jy sien, God forceer homself nooit op jou af nie, hy wag vir 'n uitnodiging. En vanoggend, want ons gaan met hierdie boodskap, beleef ek hoe Jesus sê, jy het nodig om my in te nooi, ek wil, maar dit moet van jou kant af kom. Ek staan by die deur en ek klop. My kind, gaan jy die hart oopmaak? Gaan jy jou hart oopmaak dat ek by jou kan inkom en saam met jou om die tafel sit? Want dis waartoe hierdie lei. Dit lei alles na die tafel toe. Dit lei alles na om die tafel toe. Maar jy het nodig om vanoggend 'n keuse te maak en te sê, Here, kom in. En dis presies wat hulle doen. Hoor wat doen hulle sê? Hy sê verder hierso in vers 29, maar hulle het by hom aangedring. Bly by ons oor. En ek like hierdie vertaling. Die son trek al water en die dag is verby. Die son trek water, Here, kom verby. En toe het Jesus by hulle ingedraai om saam met hulle oor te bly. As jy vanoggend die keuse sal maak om te sê, Here, dankie vir die kruis. Ek gaan nie meer teruggaan na my ou lewe toe nie, Here. Ek maak nou my hart oop dat U kan inkom en saam met my 'n fees maak om vier, soos Psalm 23 sê. Here, ek nooi U in, dan sal Jesus nooit sê, nee, jou huis is te vuil. O, nee. Ek het 'n preek wat ek preek by die tieners. Wat ek praat oor is, Jesus in jou hart inkom, en kyk hy, wat is daar binne? En dan kan ons gou vinnig vir mekaar sê, wat was die goed ek in die begin gesê het? Die eerste een is twyfel. As jy Jesus vanoggend in jou hart laat inkom en soek jy, dan nee, ek weet nie of alles okay gaan uitwerk nie. Dan sê Jesus uit, soos wat hy die ouens die tafels omgegooi het, so gooi hy twyfel uit jou hart uit. Of, as Jesus inkom en vrees is al binne. O nee, moenie hom laat inkom. Dis hoe ek vrees hoor in my kop. En dan kom Jesus en dan sê hy vir vrees uit! Gooi hy vir vrees uit. Daai man verstaan. Die woord sê, die mond van die suigeling sal die waarheid kom. Daar is dit nou. En wat? Waar was ek? En as Jesus inkom en ons woede. Nee. Jesus sê, nee, en hy gooi uit. En as ek hierdie storie vir die tieners vertel, dan sê ek weet nie wat Jesus nog op binne kry nie, maar miskien kry hy vir, my name is Jeff, en dan gooi hy vir Jeff ook uit daar binne. So. Gooi hulle uit. En dan sê hy sal inkom. Maak jou hart oop. Jesus gaan nie sê, nee, spinnerakke, vuil skorrelgoed, vrees, woede, angs. Hy gaan sê, nee, ek kom in en ek maak skoon. Dis presies wat Jesus hier kom en doen. Hy kom en hy verander hulle perspektief. Hierdie ouens is excited. Hulle het iets beleef. Jy gaan dit nou hoor. Wanneer Jesus met jou praat, dan beleef jy iets. Dit maak jou lewendig. Dit maak dat jy nie uit sy teenwoordigheid wil uitgaan nie. My gebed is dat jy nie op 'n Sondagoggend hier sal sit en sê, Jesus, kan hierdie ou net laat praat nie, asseblief. Dis sê my hart het warm geword om te hoor dit wat hy vir my wou sê. Dan gaan dit aan, hy sê so vers 30. Terwyl hulle met hom aan tafel was en hierso. Jesus stap 'n reis met ons. En die doel is saam met ons om na die tafel toe te gaan. Want onthou weer eens het ons Vrydag gesê, die tafel is die plek van verhouding. Is die plek waar ons mekaar beter leer ken. En die pad wat Jesus met ons stap, het altyd nodig om te gaan na 'n plek wat ons hom ontmoet vir wie hy werklik is. En dis waartoe hierdie storie lei. En hulle sit saam hier aan tafel. En dit sê so, vers 30, terwyl hulle saam met hom aan tafel was, het Jesus brood geneem. Hoor nou gou mooi. Hy vat ons terug na Vrydag toe. Brood geneem, gedank, dit gebreek en hy het dit aan hulle gegee. Hy kom wys vir ons dis hier waar verhouding plaasvind.
Dis wanneer ons onthou wat hy in die kruis gedoen het. Dis wanneer ons onthou dat hy het gebloei sodat ons vergewe kan word. Hy's gebroke sodat ons gesond kan word. Hy het dit deurgegaan sodat ons vry geword het. En hoor wat gebeur wanneer ons saam met God aan die tafel sit, vers 31. Toe het hulle oë oopgegaan en hulle het hom herken. Wanneer ons saam met Jesus stap, onthou ons jaartema, in Johannes 2 vers 6, hulle wat beweer dat hy in hulle woord sal self ook leef soos hy geleef het, voetspore. Hierdie mense het saam letterlik in die voetspore van Jesus geloop, en die voetspore het gelei na 'n tafel toe, en by hierdie tafel het hulle mekaar ontmoet, en daar het hulle hom erken vir wie hy werklik is. Jy sien, dit is wanneer ons saamkom as kerk, wanneer ons om die tafel by mekaar kom en ons kyk na wat hy vir ons gedoen het, wat ons besef wie hy werklik is. Ewe skielik besef hulle, hy sien net 'n profeet of een wat groot was in woord en daad nie. Hy is God. Hy is nie meer in die graf nie. Hulle besef dit in hierdie oomblik en dit sê, dis so tipies Jesus, net toe hulle besef, sê hy, daarop het hy voor hulle oë verdwyn. Sê hy kom wys hulle wie hy is en dan sê hy, sien julle later, weg. En hulle is soos, wag, wat het nou net gebeur? Kan jy jouself indink? Jy loop saam met hierdie persoon vir 11 kilometer en besef nie wie hy is nie. En dan gaan sit julle saam om die tafel en hy neem hierdie brood en hy breek dit en die volgende oomblik sien jy, dis Jesus. Hy was nog die hele tyd by ons gewees. Kan ek vandag vir jou sê, jy het dalk gedink hy het jou gelos, maar hy het jou nog nooit gelos nie. Hy was nog die hele tyd daar. As daar een ding is wat ek vanoggend gekom het om vir jou te sê is, dit voel dalk vir jou die kruisiging was die einde, maar ek sê nou vandag vir jou, loop jy terug na jou ou lewe toe. Hy was nog die hele tyd daar. Is enigiemand vanoggend dankbaar vir dit? Hy los ons nooit nie. Hy los ons nooit nie. Hy stap saam met ons. En hoor hulle reaksie. Want hier's wat gebeur. As ons saam Jesus om die tafel sit, en Jesus verdwyn, tuis julle kan opkom. En Jesus het homself aan ons openbaar. Dan gebeur iets in ons. Het sê in vers 32, hulle het vir mekaar gesê, was ons harte nie vuur en vlam in ons toe hy met ons op die pad gepraat en die skrif ons ook geïnterpreteer het nie? En hoor vers 33, hulle het net daar en dan opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan en die 11 aangetref en die ander saam met hulle, wat die nuus vertel, die Here is opgewerk en hy het aan Simon verskyn. En sê vers 35, toe het hulle wat op pad gebeur het, het aan hulle bekend geword by die breek van die brood. Jy sien Jesus, kom ontmoet hulle om die tafel. En wanneer Jesus ons om die tafel ontmoet, hierdie Paasnaweek tema, uit die tafel verwyder sodat ons hom kan ontmoet om die tafel. En wanneer hy ons ontmoet om die tafel, dan gebeur iets binne my en jou wat sê, ek kan nie hierdie vir myself hou nie. En ek dink een van die grootste aanklagtes teen die kerk in die 20ste eeu, in die 21ste eeu, is dat ons het gehoor, die graf is leeg. Ons het hom ontmoet by die tafel, maar ons sit by die tafel en ons eet nog steeds. En ons 'n wêreld daar buite wat honger is, wat nodig het om te hoor, die graf is leeg. Maar ons sit nog by die tafel. Jy sien, wanneer ons werklike ontmoeting met Jesus Christus aan die tafel het, weet jy wat gaan gebeur is? Ek kan nie meer hier bly nie. Hoor gou mooi, 11 kilometer is ver. En toe Jesus aan hulle verskyn, toe was dit al laat. Onthou wat hy vir hulle gesê het? Hulle het gesê, Here, dis al laat, jy kan nie verder reis nie. Kom, eet by ons, kom spandeer die nag by ons, jy kan nie verder reis nie. En wat gebeur toe? Nou kom hulle aan die tafel, so dit word al hoe later en later en later. En Jesus breek die brood en hy besef, hoor hierdie, hulle besef wie hy is. Die pad soontoe was lank en stadig en aaklig. En toe ontmoet hulle vir Jesus by die tafel. En heel moontlik was dit al aand gewees. En is gevaarlik om te reis in die aand. Want daar kan rowers op daai 11 kilometer wees. Maar weet jy wat? Dit wat hulle beleef het hulle so geïnspireer, het hulle lewens so verander, hulle ontmoeting met die lewendige Christus, het hulle lewens so ver gegooi, dat hulle het gesê, die duisternis, ek is nie meer bang vir dit nie, ek gaan daai 11 kilometer aandurf, want die wêreld het nodig om te hoor dat hy lewe. En ons is bang vir die duisternis. Ons is bang as ek uit my comfort zone uitgaan, wat gaan gebeur? Ons is bang dat mense gaan ons kritiseer.
Ons is bang ons gaan misluk. Ons is bang mense gaan vir ons lag. Ons is bang ons gaan mense in ons lewens verloor. Maar weet jy wat? Hierdie 2 disippels het gesê, ek gaan nie meer toelaat dat vrees my beheer nie. Ek gaan deur die duisternis gaan sodat die wêreld kan hoor hy lewe. Dis die uitnodiging kerk. Dis wat die woord ons leer. Is wanneer ons na daai tafel toe gaan en ons sit saam met hom en ons breek die brood. Soos wat ons Vrydag gedoen het. En ons drink die nagmaalwyn, dan word ek herstel, sê Jesaja. Ek word genees. Maar hoor mooi, Jesus kom herstel my nie, sodat my lewe gemaklik moet wees nie. Jesus kom vergewe nie my sonde net sodat ek hemel toe kan gaan nie. Hy doen dit, want daar's 'n wêreld daar buite, wat nodig het om die goeie nuus van Jesus Christus te hoor. En dis my en jou verantwoordelikheid, om soos hierdie 2 disippels, wanneer ons saam met hom gestap het, en saam met hom om die tafel was, moet die volgende ding wees wat gebeur is, ek gaan. Hemelvaart is so 'n rukkie van nou af. 40 dae presies te wees. En 40 dae van nou af, dan gaan ons die laaste woorde van Jesus vier. Die laaste woorde van Jesus, dis nie eers op die bord nie, maar dis, ek wil vra om hierdie woorde ter harte uit jou kop uit te leer ken. En dis Matteus 28 vers 18 tot 20. En Jesus se laaste woorde voordat hy opvaar hemel toe, en jy het hierdie al gehoor, maar ek wil jou vra om hierdie te memoriseer, maar dit nie net te memoriseer, hier uit te leef, want hierdie is wat gebeur wanneer disippels van die tafel af wegbeweeg. Gaan dan heen en maak disippels van al die nasies en leer hulle van alles wat ek julle beveel het om te onderhou, en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Gees, en weet, ek sal met julle wees tot aan die volëinding van hierdie wêreld. Amen. Jy sien wat Jesus vir my en vir jou kom sê, kerk, is hy kom sê dat ek stuur julle. Julle is nie alleen nie. En so wanneer jy deur daai duisternispaai gaan, dalk daai 11 kilometer voordat jy uitkom by wie nodig het om te hoor, jy hoef nie bang te wees nie, want ek is saam met jou. En ek stuur jou.